Jesus, baie dankie dat ons die voorreg het om kinders van God genoem te word. Jy sê, want as ek 'n kind van U is, Vader, dan is ek nie verlore nie. As ek U kind is ek nie verlore nie. Want U beskerm U kinders. U is lief vir U kinders. Die woord sê U is die goeie Vader. Maar dit hang van ons af hoe naby ons aan U is. En omdat ons baie keer nie naby aan U is nie, voel ons verlore. Maar Vader, vanoggend wil ek vra, in die naam van my koning Jesus Christus, dit wat die duiwel van mense afsteel, wil ek vra dat U vir hulle dubbelvoudig God teruggee. Veral hulle vrede en die vreugde, dat hulle U vrede en U vreugde sal ervaar in hulle binneste. Dat hulle sal weet, die Heilige Gees is by my, in my, en U wandel elke dag saam met my. En ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen en amen. Baie dankie vir ons musiekspan. Nou, u moet my maar vanoggend bietjie verskoon. My neus is toe en my oë traan en my kop sing hier binnekant. So, maar ons vertrou die Here. Amen. Ek wil vanoggend met jou praat oor hierdie tema en ons kan hom aan jou eie woorde verwoord. Hemelvaart, word dit nog gewaardeer? Waardeer ons nog die dag hemelvaart? Is dit 'n belangrike dag om dit te herdenk? Want as ek so 'n bietjie so oor al die afgelope paar jaar bietjie terugkyk, dan lyk dit vir my, of die kinders van die Here, dit pla hulle nie om hemelvaart te herdenk nie. Paasfees is belangrik. Maar as dit by hemelvaart kom, dan was ons hom so half bietjie af. Paas sit hom so een kant toe neer. Want het voel of dit nie belangrik is nie. En ons betree volgende week is dit Pinkster. En dieselfde met Pinkster, gebeur dit of die kerk van die Here net daai so 'n bietjie afwater. My liewe broer en suster, ek vanoggend vir julle een ding sê van hemelvaart. En dit is wat ek sê. Ons kon die kruis gehad het, né? Ons kon opstanding gehad het. En ons het dit gehad, né? Maar as Jesus nie opgevaar het nie, was dit verlore gewees. As hy nie opgevaar het nie, want dan was hy 'n mens gewees soos ek en jy. En hy was nie God nie. Dink mooi wat ek sê. Want dan sou hy op aarde gewees het, nog heeltyd. Jy sien, Jesus sê en hy praat met sy disippels in Johannes 16 vers 23. Hy sê, dit verseker ek julle, wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. As hemelvaart nie plaasgevind het nie, kon ons nie in die naam van Jesus Christus gebid het nie. Ons kon nie. Hemelvaart is so belangrik. Want wat het gebeur met hemelvaart? Jesus het sy wonde gaan wys. Met sy bloed tentoongestel. Dat die skuld is betaal. Die skuld is betaal.
As kinders van die Here, is ons veronderstel om elke dag in sy blydskap en sy vrede te leef. Want Handelinge 1 vers 8 sê, en Jesus sê hy dat, as hy by die Vader kom, gaan hy die Vader vra, om die Heilige Gees vir ons uit te stuur, sodat ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom. Amen? Maar as hy nie opgevaar het nie, kon die Heilige Gees nie gekom het nie. Dan kon daar nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuie wees in Jerusalem en Judea, en in die hele Samaria, sou nie plaasgevind het nie, as dit nie vir hemelvaart was nie. En hier is die wonderlikste ding van alles, van hemelvaart. Ek is nie meer alleen nie. Want God is in my, deur middel van sy Heilige Gees. En daarom is hemelvaart so belangrik. En Jesus het opgevaar. Maar hoor mooi wat sê Hebreërs 8 vers 1. Die hofsaak van wat gesê is dit. Ons het 'n hoëpriester, een wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemel. Hy het aan die regterhand op die troon gaan sit, langs die Vader. Hy het sy regverdige plek ingeneem. Jy sien, die woord sê die hoëpriester, hy is hoëpriester, sit aan die regterkant van die Vader. As hy op aarde was, sou hy nie 'n hoëpriester gewees het nie. Maar omdat hy die hemel is, en hy hierdie sondes betaal, is hy van die orde van Melchisedek, hoëpriester. En hy sit aan die regter. En wat doen 'n hoëpriester? 'n Hoëpriester tree, die hoëpriester het altyd ingetree vir die volk se sondes 1 keer 'n jaar. Wat doen ons hoëpriester vir ons? Hy tree vir ons in. Hy tree vir ons in by die Vader. Maar hier is die mooi gedeelte ook. Elke belofte is ons deel. Elke belofte is ons deel. Hy is die een wat aan die regterhand van die Vader sit. Handelinge 10 vers 21. En terwyl ons hom ook as die grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met opregte hart en met 'n volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n geskuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, die mekaar aan te spoor tot die liefde en goeie dade. Hemelvaart gee vir ons geloofsekerheid. Omdat Jesus aan die regterhand van die Vader sit, nooi hy ons eintlik uit. Die skrywer nooi ons uit. Hy sê, kom met volle geloofsekerheid na die Vader toe. En wat is geloofsekerheid? Ek wil dit sommer fisies vir jou demonstreer. Hier is 'n stoel. My bene is moeg, ek wil sit. Het ek gaan kyk of hierdie stoel sterk genoeg is? Of hierdie stoel my gewig sal dra? Nee, ek kan net gaan sit. Want ek vertrou dat hierdie stoel sy doel sal dien waarvoor hy gemaak is.
En daarom gaan sit ek net op hom. En ek vertrou dat sy been die pote gaan hou. En ek vertrou ek is nie te swaar vir die stoel nie. Dis geloofsekerheid. Jy sien, want wanneer ek na die Vader toe gaan, en ek vra iets, moet daar geloofsekerheid wees. Daar moet geloof wees. Ek moet glo, dit sal so wees. Want as ek twyfel het, in my hart, dan sal dit nie so wees nie. Hebreërs 11, vers 6 sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy wat hom soek, beloon. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon. So die vraag wat ek nou wil vra is, en ek weet as baie van ons wat bid oor sekere goeders en sekere sake in ons lewens, en ek self bid oor sekere goeders in my eie lewe en oor die gemeente, maar die eerste ding wat hy vra, glo jy dat God die onmoontlike kan doen? Glo jy dit? Jy sien, want het is maklik om in die kerk te sit en te sê amen. Maar as jy dan in jou binnekamer is of jy ry in jou kar, nee. En daai twyfel kom bietjie op of jy loop aan die huis rond. En jy wonder, gaan dit gebeur? Gaan die Here voorsien of moet ek nie my eie plan maak nie? Hoekom is dit dat ons baie keer, maar ek wil nie sê baie keer voel dit vir my, as ek nou so na mense, dis baie keer, wat mense nie ontvang wat hulle voorvra nie. En God gaan nie al ons gebede beantwoord nie. Ons moet ook nie duidelikheid hê. Hy gaan nie, as ek vir 'n Mercedes bid, en ek het nie eens geld om petrol in my Mercedes in te gooi nie, gaan ek nie 'n Mercedes kry nie. Hoekom faal ons baie keer, wanneer ons tot God nader? Want jy sien, ons het 'n hoëpriester, wat langs die Vader sit. Hoekom faal ons baie keer in ons gebed en ontvang ons nie? Een van die redes hoekom ons val, verskoon tog net my mond is bietjie droog. Een van die redes hoekom ons val. Ons ken nie die woord nie. Jy sien, want wanneer ek tot God bid, veral as ek 'n saak het, en ek soek 'n antwoord, of ek soek hulp, of ek soek 'n uitkoms, dan het ek 'n hoëpriester, wat naas die Vader sit. Nou bid ek. En ek bid. En ek sê amen. Dankie Here, ek het, Vader, dankie. Jy weet ek het hierdie groot skuldlas en iemand my asseblief help dat ek net geld kan kry om hierdie skuldlas ons afgepak te kan kry asseblief en dit gou te kan betaal te kan kry. Sal jy my nie asseblief help nie? Asseblief. Dankie en jy weet ek het my senuwees is klaar. Ek moet hierdie skuld betaal. Help my. Amen.
Nou sit Jesus daar. Wat moet hy sê? Maar as ek gaan en ek bid die woord, Vader, ek het hierdie skuldlas, ek het hierdie probleem, maar u woord sê, u sal altyd vir my sorg. U woord sê, ek moet na die voëls van die lug kyk, na die lelies van die veld kyk. Hoeveel te meer sal u nie vir my doen nie? Gaan ek nou die hemel in beweging kry? Wat gaan Jesus doen? Hy gaan sy kop knik, en hy gaan vir die Vader sê, Vader, ons moet help. Want ons het 'n hoëpriester, wat intree vir ons. Hy tree in vir ons. Hy wil net die beste vir ons hê. So liewe gemeente, ek vra vir jou, glo jy dat God bestaan? Glo jy dat hy kan die onmoontlike vir jou doen? Glo jy dat hy jou wil help? Amen. Kom ek gaan jou vra. En ek gaan my hand eers opsit, steek. Wie het 'n uitdaging? Nou, ekskuus, ek moet al twee opsteek, want ek het twee uitdagings. Wie het 'n uitdaging wat hulle God vertrou vir 'n wonderwerk? OK, almal van julle, kom ons staan almal saam. Sit vir my asseblief Filippense 4:19 op die bord. Nou wil ek hê jy moet bid. En my God sal aan elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Is dit 'n belofte? Amen. Nou bid, maar dan bid jy daai teksgedeelte. Stel jou saak voor die Here, want onthou, verbeel jy is in 'n hof. Ek moet my saak stel. Stel jou saak. En dan bid jy daardie teksgedeelte saam. Dan kom ons gaan dit net saam een keer sommer saam bid. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Jesus Christus. Stel jou saak vir die Here. Wat soek jy? Waarmee moet God jou nou help? Net om nou herinner aan die woord. En as jy die saak klaar gestel het, kan jy weer hierdie teksgedeelte bid. Hemelse Vader, ons glo en vertrou. Want U het gesê in U woord, U is 'n waarmaker van U woord. En ons staan op U woord vanoggend. U woord sê, my God sal aan elke behoefte van my voorsien. Ryklik. En U gebruik die woord ryklik voorsien. En wonderbaarlik. Want dit is in Jesus Christus in. U het die mag aan Jesus gegee. En dankie Jesus. Wonderbaarlik 'n rykdom in U is. En dat U gaan toestemming gee. Dat elke begeerte beantwoord sal word. En elke behoefte. Want ons staan op die woord. U is 'n waarmaker van die woord. Ons eer U en ons verheerlik U in Jesus se naam. Amen. Ek kan maar sit. Jesus sê in Johannes 16 vers 23. Dit verseker ek julle. Wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Sal hy vir julle gee. En dan kom Filippense 4 vers 19. En my God sal elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Amen. Maar ek moet iets byvoeg. As daar onvergewensgesindheid in jou hart is,
of sonde, dan blokkeer jy dit. En dan staan jy in jou eie pad. Amen. Vader, ons sê vir U baie dankie vir die woord. Baie dankie vir elkeen van hulle wat gestaan het en hulle het hulle begeerte aan U geopenbaar. Hulle het hulle lewensstryd aan U geopenbaar. En Vader, U sê dat U is 'n waarmaker van die woord. En vanoggend het ons op die woord kom staan. En dankie dat U gaan voorsien. Dankie dat U die sluise van die hemel gaan ooptrek, Vader. En dankie dat elkeen sal ervaar, U is die God van nabyheid. Vader, my gebed is dat U liefde en U genade en U goedheid en U guns ryklik oor elke broer en suster van my sal wees, elke dag van hulle lewe. Amen.